ons lê die oorhand dat ons sal. Ja, Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om weer in U huis te kan wees. Dankie dat ons vanaand weer na U woord kan kyk en kan hoor wat U vir ons wil sê. Dankie dat ons sal leer en sal luister en dit wat ons leer sal toepas in ons lewens. Dankie Heilige Gees vir U krag in ons lewens. Amen en amen. Ons is nou die 6de aand, die 5de aand, ek sê, van aan die Pinkster, en ja, dit is 'n wonderlike tyd. Vanaand kyk ons saam na 2 groot godsmanne, en ja, dit is baie interessant, 2 van die groot profete in die Ou Testament, Elia en Elisa. Kan saam met my kyk in 1 Konings 17, kyk vanaf net saam met my daarso. 1 Konings hoofstuk 17. Daar lees ons, en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Nou hier kry ons te doen met Elia. Dit is die eerste keer wat ons lees van Elia. En daarso sien ons, hy sê Tisbiet uit Gilead uit. So is nogal interessant. En hy het 'n woord van die Here gehad vir koning Agab. En hy gaan sê vir hom, dit gaan nie reën nie, dit gaan ook nie dou nie, en dit het ook nie gereën en gedou vir 'n hele tyd nie. So is maar net interessant die inleiding van Elia, wie hy is. En Elia was 'n baie groot profeet. En die Heilige Gees was kragtig werkend in Elia. Ek dink Elia en Elisa is die 2 grootste profete in die Bybel, want die werke wat hulle gedoen het ook, kan jy sien hoe die Heilige Gees betrokke was in hulle lewens. En ja, 'n paar punte van Elia. Hy het Agab 'n slegte koning vermaan en was deur kraaie gevoed. In 1 Konings 17, ek gaan nou nie die hele 1 Konings 17 lees nie, want dit is baie leeswerk. Maar jy kan self nog gaan lees, maar hy het daarso vir die koning 'n waarskuwing gaan gee, soos ons nou gelees het van wat die Here gesê, dit gaan nie reën nie, dit gaan ook nie dou nie. En toe die Here vir hom gesê, moet hom in die spionk gaan wegsteek, waarna hy toe nou weggegaan het, en daar by die Kritspruit gaan vertoef het, totdat die Here vir hom gesê het, hy moet weer aangaan. Maar daar sou die Here kraaie opdrag gegee om te voer. Hoe wonderlik is die Here nie? Want Elia werk vir die Here, maar die Here sorg vir hom. Hy gebruik die natuur om vir hom te sorg. En ek dink daai kraaie was nie soos hierdie 60 skootertjies wat so gevaarlik is nie. Hulle het die kos baie veilig aangebring vir hom. Hy het geen bekommernisse gehad nie. Maar die Here het hom gesorg. Is dit nie dieselfde wat die Here met ons doen, die kind van God? Die Here sorg vir ons. Die Here dra ons elke maand deur. Die Here gee vir ons dit wat ons nodig het. En as ons kind van God is, al gaan dit nie altyd baie wonderlik nie. Die Here sal sorg dat jy kos en klere het. Die Here het gesê in sy woord, ons moenie bekommerd wees nie, want hy sorg vir ons. En hier kan ons in Elia se lewe ook sien hoe die Here vir hom gesorg. En die tweede interessante punt van hom, hy het 'n seun uit die dood laat opstaan. Kyk in 1 Konings 17, vers 17 tot 24. Na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword. En sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. Toe sê sy vir Elia, wat het ek met u te doen, man van God? U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak. Nou beskuldig sy sommer die profeet. Maar hy antwoord haar, gee jou seun vir my, en hy het van haar skoot afgeneem en hom opgedra na die bokamer waar hy self gewoon het en hom op sy bed neergelê. Nou is nogal interessant, die profeet het rondgegaan, maar hierdie vroukie het in haar huis
'n kamer een kant gehad wat sy vir die profeet een kant gehou het. So elke keer as hy daar verby gegaan het, dan hy daar gaan vertoef. En dis wat die vrou toe nog hom sê, maar nou is my kind dood, hoe het ek dit dan? En sy het gedink is haar ongeregtigheid wat gemaak het, dat die kind dood is, maar het was maar net hy siek geword en het gesterf. Maar weer eens, die Here het 'n doel daarmee gehad, want daardeur het hy sy krag geopenbaar. Ons kyk verder. En hy het hom op sy bed neergelê. En hy het die Here aangeroep en gesê, Here my God, het U selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, by wie ek as vreemdeling vertoef, 'n onheil gebring, deur haar seun te laat sterwe. Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind, en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. Dit is my baie interessant, want hy het so bo die kind gaan lê, en 3 maal het hy dit gedoen. Hoe vraag jy ons op as ons bid? Ons bid en ons vra vir die Here ding, maar dan, jy kry nie dadelik antwoord en ag, nee wat, die Here het nie geantwoord, of seker maar nie die wil van die Here nie, gee op. Is dit nie so nie? Gee ons nie wat hy keer te vinnig op nie. Maar plaas dat ons deurdruk, plaas dat ons veg, plaas dat ons vir die Here sê, Here, ek bid vir hierdie saak en ek pleit by U en ek gaan nie ophou bid nie. Dit laat my dink aan so hele paar jaar terug, my suster, haar man het aansoek gedoen vir 'n pos. Ek dink dit was net 'n tipe bestuurspos of supervisorpos, en my suster sê die Here het vir haar gesê, haar man het die werk gekry, hy gaan die pos kry. Daar kom 'n man die dag by die huis, hy sê van nie, hy het nie die pos gekry nie. En hy is toe die volgende dag weer werk, toe sy gaan na binnekamer en sy gaan bid, sy sê, Here, ek aanvaar dit nie. U het gesê, die pos is my man se. En sy daarvoor amper 4-5 ure gebid en voor die Here gepleit en gestry. En sy het vir die Here herinner, U het gesê, daai pos is syne. En die dag toe hy by die huis kom, hy sê vir haar, hoor hierso, of nie, sy was ook besig om te bid, toe lê die foon, toe sê daar man, hy sê nie, hy het 'n fout gemaak, hy het eintlik die pos gekry. So, ons moet nog net keer deurdruk in gebed. Nie die eerste keer wat ons niks hoor, of wat nou sommer net aanneem, ag nee wat, en dan los ons dit nie. 3 maal het die profeet op die seun gaan lê. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewend geword het. Hy het deurgedruk, hy het volhard, en hy het die aangesig van die Here gesoek, en die Here het deur Elia daai kind genees en hy het opgestaan uit die dood. Dis nogal baie interessante storie vir my. Ek het altyd gedink, toe ek weet het van mense wat uit die dood opstaan, ek het gedog, dit is net Jesus gewees, totdat ek so begin studies doen in die Bybel en ek sien, maar hier in die Ou Testament het dit ook gebeur. Baie interessant, nee? Nog 'n interessante ding van Elia, hy het 4 uit die hemel gebid, en 450 van die Baalse profete verslaan. As ons kyk in 1 Konings 18, nou ek gaan nie 1 Konings 18 lees nie, want ek nou in julle eie tyd lees, maar hier het hy weer met die Baalse profete te doen gekry, en hy het hulle eintlik uitgedaag en hulle gesê, kom ons kyk of julle profete hierdie hout in die brand kan steek. En daai profete het hulle self geslaan en gaan martel en gedoen wat hulle doen, om die aandag van hulle gode te kry, en Elia het eintlik die spot gedryf met hulle. Slaap julle gode nie. Het hulle nie vanaf toilet toe gegaan nie. En hy het die spot gedryf met hulle. Want hulle antwoord dan nie. Maar toe het Elia se beurt is, vat hy kry toe klomp mense en hy sê, gooi, grawe slote om hierdie hout. Julle is hoop hout. Grawe slote om het en gooi dit vol water. Gooi die hout sopnat met water. Nou wat weet ons van hout? Wat gebeur met hout as dit nat is? Het jy al probeer vuur maak met hout wat nat is? Vernam die hout wat so sopnat gegooi is nie. Maar Elia bid tot die Here en die Here stuur vuur vanuit die hemel wat hy hele hout en die water verteer het. Want dit is hoe groot ons God is. Ons God is die lewendige God. Wat vuur uit die hemel kan laat weer.
Maar ek kan net dink, daai 450 Baalse profete, toe hulle dit sien, moes seker behoorlik geskrik het. Maar Elia het toe sy mense opdrag gegee, en hulle het al 450 profete verslaan, met die swaard. Maar daarna het Elia gevlug. En dit is nog net die 4de punt, Elia het gevlug vir Isabel. Maar die Here het hom onderhou. En as jy mooi gaan lees, daai stukkie in 1 Konings 19, Elia was eintlik half depressief gewees. Want hy na by die Here afgekom, ja my Here, kyk wat het ek gedoen en kyk wat gebeur nou. En Elia was op 'n laagtepunt. Dit was een van sy laagtepunte in sy lewe gewees. Ons gaan ook soms laagtepunte kry, kind van God. Soos ek nou die aand ook gesê het, dit gaan nie altyd wonderlik nie. Dit gaan nie altyd dat jy bo op die kruin is nie. Partykeer is jy hieronder en dit gaan nie goed nie. Maar as die Here saam met jou is, gaan hy jou weer oplig en hy gaan jou onderhou. Hy het vir Elia onderhou en hy het vir hom weer eens daarso ook voorsien met kos en hom onderhou. En elke keer dan gee die engel vir hom iets om te eet en dan eet Elia en dan gaan slaap hy maar weer. Wat doen iemand wat depressief is? Hulle wil die hele tyd slaap. Elia klaag eet en gaan lê en slaap hy weer. Toe die engel hom weer wakker gemaak. Maar wat nou interessant is, as ons na die 5de punt kyk, hy het die voedsel geëet wat die Here hom gegee het en hoor nou hierso, as ek nou maar as mens hierdie kos in die hande kon kry, nee, geen energiedrankie van vandag kan by dit kom. Luister, hy het voedsel geëet wat die Here hom gegee het en 40 dae en 40 nagte lang geloop. 1 Konings 19 vers 8, kyk vandag saam met my daarso. 1 Konings 19 vers 8. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en weer die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lang geloop tot by die berg van God, die Here. Wow, wat 'n powerful kos was daai nie gewees nie. So kos is so reg uit die hemel in. Dit is nogal 'n voorsmaakie, wat gaan ons eendag kry soos daar in die hemel kom. Nou, dit was nou letterlike ete, nou my out of heaven. En hy het soveel krag gehad dat hy vir 40 dae en 40 nagte geloop het. Ja, interessant. Die 6de punt, hy was lewendig opgeneem in die hemel met 'n wa van vuur. Elia het intussen vir Elisa ontmoet. Nou, jy kan dit self gaan lees, want die Here het hom gestuur na Elisa toe. En toe hy daar by Elisa kom, toe skryf Elisa waar hy besig was met die beeste en om te ploeg en sy paard te help. En Elia sê vir hom, volg my. En Elisa sê vir hom, nee, maar ek moet eers vandag dit en dit doen. En hy sê, oké, dan moet jy maar bly. Bly dan, ek gaan aan. En 'n baie interessante ding wat ons daarop kan sien is, as die Here jou roep en die Here het vir jou taak, in die Nuwe Testament het Jesus ook vir met iemand gaan praat, of ek dit al vir hom gesê, maar Here, ons wil nie volg, maar ons wil net vinnig ons pa gaan begrawe. Maar as jy gaan kyk na daai stuk wat interessant is, die ene se pa was nog nie dood, want die Joodse kultuur, baie van die kinders by die ouers gebly totdat die pa dood is en dan hulle aanbeweeg. So wat het die eintlik vir Jesus gesê, ons kan nie nou volg nie, want ons het belangriker dinge. En dieselfde met Elisa, hy wou net verskonings maak in die lese kom, as jy die seën wil hê van die Here, dan moet jy my nou volg. Of jy kan maar bly en gaan jy maar terug na jou beeste. En Elisa het die beeste gelos en het vir Elia gevolg. En hy het sy student geword. Elia was eintlik sy leermeester gewees, want die Here het hom gesê, hy gaan nou oorvat. En hier kom ons nou hier wat, toe hulle nog so gestap het daar 'n vuur waar uit die hemel gekom, 'n perde met 'n strydwa wat van vuur was, en Elia het daar ingeklim, en hy het soos wat hy opgevaar het, hemel toe, het Elisa agterna vir hom geskree, dat hy sy mantel op hom moet gooi, maar hy het gevra vir 'n dubbele porsie van sy salwing. En Elia het sy mantel wat sy bediening verteenwoordig, wat sy salwing verteenwoordig, aan Elisa oorgedra. Nou Elia was 'n baie kragtige profeet, maar wat interessant is,
toe Elia opgeneem is in die hemel met die vuurwal, en hy het nie gesterf, hy is een van die net 2 mense in die Bybel wat nie gesterf het, want hy is lewendig opgeneem, en Elisa het 'n dubbele porsie van sy salwing gekry, soos wat hy versoek het. Hy het die mantel oorgeneem van Elia, en hoe baie keer vanaf ons wat in die bediening is, jy neem dalk oor by iemand anderste, en dan moet jy die bediening verder vat. Nou met my pa se geval, die Here het my pa kom haal. Hy is by die Here in die hemel. Maar ek moes by my pa oorvat, om die mantel oorvat, om aan te gaan met die bediening. En net so in die geval met Elia en Elisa, het Elisa oorgevat by Elia, maar hy het baie meer werke gedoen as wat Elia gedoen het. Elisa was deur Elia gekies om sy roeping as profeet voor te sit, en daarvan lees ons in 1 Konings 19 vers 19. Hy het vir 'n dubbel salwing gevra en dit gekry. Die Here het dit vir hom gegee, dit wat hy gevra het. In 2 Konings 2 vers 9 tot 10 kan ons daarvan lees. Interessant, want een van die wonderwerke, die eerste wonderwerk wat Elisa gedoen het, hy het die Jordaanrivier oopgekloof. Nadat Elia met die vuurpaal weg is, het hy sy mantel gevat en het die water aan hom geslaan en dit oopgekloof en hy is deur die Jordaanrivier. Interessant. Nou wonder ek nie die wetenskaplikes wat altyd met hulle teorieë kom, as hulle kyk na die Egiptenare wat deur die see was, dan wil hulle vir jou kom vertel dat 'n wind gewaai en toe die golwe opgedruk en die Bybel sê hulle is op droë grond deur. Dis net snaaks, het dit nog nooit in die geskiedenis weer gebeur. maar anyway, okay, die wind het dit opgewaai. En toe hulle met Joshua by Jericho kom, toe hulle ook die Jordaanus oorsteek, sê hulle ook het daar wind opgekom. Maar ons lees baie duidelik van toe die profete die priester se voete in die water geraak het die see opgekloof. Nou hier kry jy weer 'n geval waar die see opkloof, wat Elisa met sy kleed die water opgekloof het. Daar is geen wind nie. Dis God wat gewerk het. Die Heilige Gees wat in Elisa gewerk het gemaak dat hulle daai kragtige dade kon uitvoer en kon doen wat God wou gehad het hulle moet doen. En daarso toe die ander mense aanskou wat Elisa doen, toe besef hulle, maar hy het die salwing van Elia gekry. Wat dit ook interessant is, want daar was mense wat dit aanskou het. So daar was ook ooggetuies gewees wat die hele ding aanskou het. Interessant. Nog 'n ding wat Elisa gedoen het, hy het 'n giftige put rein en suiwer gemaak. Daar was 'n put wat giftig was en hy het daai water weer suiwer gemaak. Dit was ook een van die wonderwerke wat hy gedoen het. Die 5de punt, hy het 'n beeraanval uitgeroep op seuns wat met hom die spot gedryf het. Kyk vinnig saam met my in 2 Konings 2 vers 23 tot 24. Konings 2 vers 23. En daarvandaan het hy opgegaan op Bethel, en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit, wat met hom spot en vir hom sê, gaan op Kalkop. Toe hy agter hom omgekyk en hulle gesien het, hulle gevloek in die naam van die Here, en 2 beeringe het uit die bos gekom en van hulle 42 kinders verskeer. 42 kinders verskeer. Mense, wat my net getref het weer eens met dit is, Elisa was 'n man van God. En ons moet regtig pas op hoe ons die gesalfdes van die Here hanteer. Want die Here stel mense aan, die Here vat mense weg. Die Here kan jou in 'n posisie sit, maar die Here kan jou posisie weer wegvat. Hier kry ons 'n geval waar hulle met die profeet gespot het.
En die Here laat 2 beere uitspring en 42 kinders vermorsel. Nou sal mense sê, ja, maar dis kinders. Hoe kan dit gebeur? Dit is so ernstig die Here die salwing opneem wat op sy profete en sy diensknegte is. Dawid wou nie eens vir Saul aangeraak het, omdat hy gesê het, dis die gesalfde van die Here, hy raak nie die gesalfdes van die Here aan nie. En ons het 'n paar voorbeelde in die Bybel waar jy kyk van die gesalfdes van die Here, en hier kom die seuns wat met hom die spot gedryf is en hulle is verslaan. Maar dan kry ons vandag se daar in die kerk dat mense geen respek het vir die gesagte van die Here nie. Nou ons is absoluut nie gode nie, ons is ook mense. Maar ons is in 'n posisie gesit deur die Here. Ek staan nie hier uit my eie love and charity nie. Die Here het my hier geplaas. Die Here het my hier geplaas om verantwoordelikheid te vat. Ek gaan eendag voor die Here met verskyn en antwoord gee. Here, het ek die roeping wat U op my lewe gesit het, reg hanteer? Het ek vir U kinders die regte voedsel gegee? Het ek U kinders reg gelei, Here? En ek gaan moet antwoord gee daarvoor. Ons wat in die bediening staan, gaan dubbel moet antwoord gee, sê die woord van God. Maar ons is mense wat deur die Here hier aangestel is. Maar die Here sê die wat in 'n amp staan, moet met respek behandel. Nie dat dit beter is as enigiemand anders nie, maar dit is die amp wat die Here vir hom gegee, om sy kinders te lei, om sy gemeente te lei. Hier sien ons die profeet, wat die Here aangestel het. Hy is daar gestel deur die Here, gesalf deur die Heilige Gees. En die Here het nie geduld dat daar met hom gespot word. Baie interessant. Die 6de punt, hy het 'n weduwee se olie vermeerder. Dit is 'n baie interessante verhaal, wat die profeet daar by die weduwee se huis gekom het, en hy het vir haar gevra om vir 'n brood of 'n koek te bak, en sy het vir hom gesê, maar dis al wat ek het. Ek gaan dit nou vir jou maak, maar dan het ek en my seun niks meer verder om te eet nie. En dan gaan ons maar nou wag om dood te gaan. En Elia sê van nee, gaan kry soveel kanne as wat jy kan bymekaar. En dan bring jy dit vir my. En sy was gehoorsaam geweest en sy het dit gedoen. En Elia het al daai kanne vol olie gemaak. En sy het hom die brood gemaak en sy het nog kanne oorgehad wat sy kon verkoop het om geld in te kry. Interessant, baie wonderlik hoe die Here werk. Weer eens het die Here gekom en het gesien hier's 'n weduwee wat bereid was om haar laaste te gee vir die werk van die Here. En om 'n diensknegt van die Here by te staan. Maar die Here voorsien vir haar. Die Here nie laat Elia ingaan en nou net dat sy brood bak en het geëet en na het hy gegaan en nou het sy maar gesterf. Nee, die Here het voorsien en sy meer as dubbel soveel gehad as wat sy gehad het voor die profeet daar gekom het. 7de punt. Hy het 'n seun uit die dood opgewek. Net soos Elia 'n kind uit die dood opgewek het, Elisa ook 'n kind uit die dood opgewek. Kyk in 2 Konings 4 vers 32 tot 35. Konings 4. Vers 32. En toe Elisa in die huis kom, was die seun dood neergelê op sy bed. En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die se mond en sy oë op die se oë en sy hande op die se hande en buig oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom en in die huis 1 keer heen en weer geloop en dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig. En die seun het 7 maal genies en die seun het sy oë oopgemaak. Baie interessante verhaal. Dit is amper dieselfde soos met Elia. Elia het ook bo die kind gaan lê. Het Elisa dieselfde gedoen met bo die kind gaan lê. Maar hy gee nou net 'n bietjie meer detail, want hy het sy oog bo sy oog en sy mond bo sy mond en sy hande bo sy
sy hande gehad en die kind het lewendig geword. Baie interessant. En dan die 8de punt, hy het Naaman se melaatsheid genees. Nou daar lees ons van die verhaal van die dogtertjie wat by Naaman gewerk het as 'n slavin en sy het gehoor dat Naaman is melaats en sy gaan toe na Naaman toe en sê vir hom, maar ek ken 'n man van God wat jou kan help. En Naaman stuur toe dat hulle vir Elisa moet gaan haal en daar lees ons van Elisa en Gehazi. En nou Gehazi was Elisa se handlanger gewees, as my so kan sê. En Elisa het toe vir die koning gesê, of vir Naaman gesê, dat hy moet hom 7 maal in die Jordaanrivier gaan was. Nou die Jordaanrivier was baie vuil. En interessant in hierdie hele verhaal is Elisa het hom nie aangesig tot aangesig gesien nie. Hy het sy handlanger Gehazi gestuur om tussen die twee te kommunikeer. So hy het vir hom gesê, my meester sê dat jy moet jou 7 maal in die Jordaanrivier gaan was. En Naaman was baie kwaad, want hy is 'n hoog gesiende persoon gewees, en hoe durf hierdie persoon vir hom sê, hy moet hom 7 maal in die Jordaan gaan was. Maar toe sy mense vir hom gesê, wat hy vir jou vra is eenvoudig, gaan was jou 7 maal in die Jordaan. As hy vir jou gevra het vir die helfte van jou koninkryk, sou jy dit vir hom gegee het. En teen sy sin het hy toe nog gegaan, en hy het hom 7 maal in die Jordaan gewas. Weereens is dit iets baie interessants. Die Here het 'n opdrag gegee, was jou 7 maal. As hy hom 6 maal gewas het en opgestaan het, sou dan niks gebeur het. Dan sou hy uitgemis het op die wonderwerk. Maar hy was gehoorsaam, hy het hom uit die 7de keer toe onderwas en hy kom op, toe sy genees van die melaatsheid. Is dit nie baie interessant nie? Weereens vra dit ons as kinders van die Here, hoe is ons geduld? As jy die Here vertrou met iets, wag ons tot in die deurbraak kom, of gee ons te maklik op? As Naaman die 6de keer of die 5de keer opgehou het, het hy nie 'n wonderwerk gekry. Maar omdat hy gehoorsaam was en die 7de keer ingegaan het, toe sy genees. 7 keer. Dalk het die Here gesê 7 keer om te toets of hy gehoorsaam genees. Miskien die eerste 2, 3 keer het hy gesê, man, nie gebeur daar niks nie. Ek sien geen verskil nie. Maar die 7de keer toe sy genees. Is ons geduldig om te wag op die Here, as die Here vir ons sê, my kind, ek het vir jou deurbraak. Hou net uit, hou net aan. Maar dan raak ons ongeduldig en dan probeer ons eie plannetjies maak en dan flop dit. Dan misluk dit. Maar ons het nie gewag op die Here nie. Want die Here was besig om 'n hens en wonderwerk te bewerkstellig, maar ons is ongeduldig. Nou mis ons uit. Interessant, dit laat ons net dan. En jy het nou al gehoor daai gesegde wat hulle sê van waar Gehazi? Nee, jy het al daai gesegde gehoor. Nou dit kom in die Bybel uit. Want wat doen Gehazi toe? Hy gaan vat toe goed wat Naaman gegee het. Elisa het gesê, ons mag niks by hom vat nie. Maar Gehazi het toe goed by hom gevat. En Elisa toe het dit uitvind, toe sê vir hom, daai goed wat jy gevat het, nou gaan jy die melaatsheid wat Naaman gekry het, gaan op jou kom. En dit het op hom oorgegaan. Baie 'n groot waarskuwing ook vir ons daar. Moenie dinge doen wat teen die woord van die Here is nie. As die Here 'n opdrag gegee het, hou by dit. Gehazi het geweet dat Elisa gesê hy mag niks vat nie. Maar tog agteraf toe dog hy 'n skelm en hy gaan dit vat. Ons het nou die dag met Joshua gelees van Achan wat die bandvoet goed gesteel het. Dit help nie. Jy gaan nie by God wegkom nie. God sien alles raak. En daar eindig Gehazi toe met melaatsheid op. Die einste melaatsheid waarvan Naaman genees was, omdat hy ongehoorsaam was. Is ons gehoorsaam aan die Here of is ons ongehoorsaam aan die Here? Hoeveel keer kry ons gevolge in ons lewens as gevolg van ongehoorsaamheid, omdat ons nie luister en doen wat die Here vir ons sê nie? Hier is nog 'n baie interessante storie hierso. Kyk saam in 2 Konings 6 vers 1 tot 7. Konings 6 vers 1 tot 7. En die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tot, die plek waar ons voor u woon is vir ons te nou.
laat ons tog na die Jordaan gaan en elkeen daarvan daar 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met die dienaars. En hy antwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap. Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water. En hy roep uit en sê, ag, my Heer, dit is nogal geleen. Nou, is vir my net al so komieklik, ek het amper die angs in die ou se gesig sien. Het jy al iets geleen by iemand en dan gaan hy iets verkeerd met dit, of het breek of het raak weg, en jy weet, my genade, ek het hierdie ding geleen, nou moet ek dit teruggee. Nou sit stikkend of is weg. En die ijskoue kom oor jou. Dit gaan het van. Nou hierdie arme oukie, hy het die Bybel gaan leen en hier val het in die water. En jy kan daai roepkreet hoor, ag my Heer, dit is nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy hom die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarin gegooi en die yster bo laat dryf. Het jy geweet van dit in die Bybel? Dat die Bybel bo op die water gedryf het. Hier styg hierdie yster en hy dryf daar bo. Is net ons goed op God wat sulke wonderwerke kan doen. Die Bybel is so vol van interessanthede. En as ons net dit gaan 'n bietjie gaan lees en ontleed, dan ontdek ons al hierdie dinge en dan sien ons hoe die krag van die Here gewerk het. Tot in so 'n geval wat miskien nietig mag lyk, openbaar die Here sy groot krag. En hierdie arme student wat daar die Bybel geleen het en daar val dit in die water en hy seker al hoeveel storieetjies in sy kop gehad, wat gaan hy vir die persoon sê by weer geleen? Hier kom die profeet, hy gooi die stok in die water, waar dryf dit op? Ek kan net sien met almal se oë gereg. Ja, kyk, as al daai jare Facebook en social media was, dan was dit seker hoofnuus gewees. Ja, maar dis wat ons God kan doen. Hy kan enige iets doen. Daar is niks onmoontlik verby God nie. Interessant, Elisa het intussen gesterf en jare later, nou hierdie is vir my iets wat baie interessant is. Jare later nadat Elisa gesterf het, was daar 'n oorlog aan die gang en hierdie een soldaat is dood en hy daar neergeval, maar met die wat hy geval het, raak sy liggaam aan die bene van Elisa. En sy bene het 'n man uit die dood laat opstaan. Kyk saam in 2 Konings 13 vers 20 tot 21. Konings 13. Daarna het Elisa gesterwe en hulle het hom begrawe. En die bendes van die Moabiete het die land ingekom met die ingang van die jaar. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. Daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Wat 'n kragtige profeet was Elisa nie gewees, dat tot sy bene jare na die tyd nog, ek wil sê half krag in dit gehad het, dat toe die man in sy bene geraak het, toe staan hy op. Maar ek glo weer eens, dit is nie die Here wat sy krag daar kom bewys het, om te bewys by hom is dit so moontlik nie. Dis nie die bene wat as sulks krag gehad het nie, maar God het sy krag kom openbaar, en God het kom wys, hy is God, hy is in beheer, en hy het die laaste sê. En hy het hierdie man opgewek uit die dood, en die man kon verder geleef het. So is die Bybel vol van wonderwerke en tekens en dinge wat die Here gedoen het. Elia en Elisa was 2 groot profete wat die Here gebruik is, en hulle het groot wonderwerke vir die Here gedoen, maar hulle was gevul met die Heilige Gees. En hulle het gedoen wat die Here vir hulle gesê het om te doen. Hulle het gegaan waar die Here gesê het gaan. As die Here gesê het gaan, dan het hulle gegaan. As die Here gesê het hulle moet iets doen, het hulle dit gedoen. Hulle het nie hulle eie kop gevolg nie. Hulle was nie wederstrewig teenoor die Here nie. Maar hulle het gewandel deur die krag van die Heilige Gees. En as ons in ons lewens deur die krag van die Heilige Gees gaan lewe,
Wat 'n verskil gaan ons lewens nie wees? As ons vra, Here, wees U in die Heer van my lewe. Wys U my die pad wat ek moet stap. En as ek krag nodig het, Here, dan weet ek kan dit van U vra, want die Heilige Gees is elke dag by ons. In die ou tyd was dit net die profete gewees of sekere mense gewees wat die Heilige Gees het. Wat 'n wonderlike voorreg het ons dat toe daai gordyn opgeskeur is en Jesus aan die kruis gesterf is sy Heilige Gees uitgegiet op die hele wêreld. Vir elkeen wat in hom sal glo, het die Heilige Gees ontvang. Daai selfde krag wat in Elia en Elisa is of was, is in U en my. Besef jy dit, kind van God? Daai selfde Heilige Gees. Die Here is gister, vandag en môre dieselfde. Die Heilige Gees is God, hy is deel van God. Hy was nog altyd God en sal altyd God wees. Dis hoekom hy die drie eenheid is. Dis God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En die Heilige Gees was selfs in die begin van die tyd ook daar gewees. Daai wat ons lees in Genesis, laat ons. Dis die drie eenheid. Dis God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dis een God en met drie dele. Om dit in een aand te probeer verduidelik is, gaan die tyd ons ontbreek. Maar dit is wonderlik om te sien hoe die Here werk. En die Heilige Gees was nog altyd daar. En dit is tot vandag toe nog daar. Dieselfde Heilige Gees wat oor Dawid was, wat saam met Josef was, wat saam met Deborah was, wat saam met Elisa en Elia was. Dieselfde Heilige Gees is vandag nog saam met U en my. Besef ons dit? Maar nou, hoekom wandel ons baie keer so kragteloos? Net iets om aan te dink, hoekom gaan ons so kragteloos deur die lewe? Terwyl die Here gesê het, my Gees is daar vir jou. Ek gee jou my krag. Jy hoef nie in jou eie krag dinge te doen nie. As jy by 'n probleem kom, wat doen jy? Raak jy bekommerd? Of gaan die Here, gee U my die krag? Heilige Gees, ek is nou hier voor 'n probleem. Gee U my die krag. Wys U my wat ek moet doen. En glo vir my, die Here gaan dit doen. Die Heilige Gees sal dit doen. Hy sal vir jou wys wat om te doen en waar om te gaan. Jy het ons gelees van al die wonderwerke wat plaasgevind het. En daai selfde krag is in U en my. As jy 'n probleem teekom, bid en vra die Here vir leiding, vra dat die Heilige Gees jou sal lei, en kyk wat God vir jou gaan doen. Glo ons nog in wonderwerke, dis die een vraag. Glo ons nog dat die Heilige Gees kan werk? Of glo ons soos party mense sê, die Heilige Gees werk nie? Nee, dan nie 'n dooie godsdienst. Ja, ons staan op die woord van God, sola scriptura. Ons sal niks verkondig wat nie die woord van God is nie. Maar as jy die Heilige Gees wegvat, dan maak jy dit akademie. Dan is dit net kleinweg akademie, klomp feite, klomp datums, klomp vergelykings met mekaar in die Bybel en is leeg en dood en dit beteken niks. Maar sit die Heilige Gees in die woord van God, dan raak dit kragtig. Yes. Want die Heilige Gees is een wat die woord van God lewendig maak. Die Heilige Gees is daai dunamiskrag wat God vir ons gee. Dis die Heilige Gees wat die krag bring in die evangelie. Ons kan nie die woord van God en die Heilige Gees van mekaar skei nie. Jy kry sommige denominasies wat net op die Heilige Gees wil en hulle skuif hulle die woord van God weg. Dis net so gevaarlik. Want hoe gaan jy weet iets met die regte gees te doen? En nie 'n valse gees nie. Maar as jy in die woord van God bly en jy laat die Heilige Gees toe om te werk, dit is 'n kragtige kombinasie. En kyk maar die krag van die Here gaan hê in jou lewe as ons hom gaan begin toelaat om te werk. As ons gaan sê, Here, ek vertrou op U krag en deur U krag sal ek wandel. Help my dat ek soos Elia en Elisa op U sal vertrou. En met elke omstandighede in my lewe tot U sal bid. Geen situasie is vir die Here onmoontlik nie. Het U 'n probleem vanaand waarmee jy sit? Is dit 'n mediese probleem? Hoekom vat jy nie jou mediese probleem na die Here toe nie? Daai probleem wat jy het, vat dit na die Here toe. Laat die Here jou genees. Hier is 2 seuns wat in die
dood opgewek is. 'n byl wat gedryf het. Elisa se bene wat 'n man opgewek het. Dink jy die Heilige Gees wat in jou werk, as jy vir die Here bid, Here genees my, dat die Here jou nie gaan kan genees nie. Daai deel in jou liggaam wat seer het, wat siek is, sit jou hande op en bid daarvoor. Ons bid 'n almagtige God, hy kan enigiets doen. Maak nie saak wat 'n dokter sê. Ja, die Here het dokters daar gestel, en ons dank die Here vir dokters. Maar partykeer wil die Here hê ons moet ook geloof gebruik. Wanneer laas het jy geloof gebruik en gesê, Here, nou neem ek autoriteit oor hierdie situasie, en ek gaan bid, en ek gaan U vertrou. En onthou, soos wat ons hier gesien het, ons gee partykeer te maklik op. Daar Naaman 7 keer in die Jordaanrivier moes gaan. Toe die profeet vir die seun gebid het, hy 3 keer gaan bid. Dis nie altyd net wat dit net dadelik gebeur nie, maar ons druk nie deur nie. Ons gee te gou op. Hou aan bid, tot die antwoord kom. As jy in Daniël gaan lees, en lees jy, Daniël het vir die Here gebid vir 'n saak wat hy die Here gebid het. En die Here het dadelik die antwoord gestuur. Maar die vyand het hom teruggehou. Vir 30 dae het Daniël gebid. Toe die Here vir Michael of Gabriel gestuur om te gaan help. En toe kon die ander ene deurgaan. En die antwoord kom en hy sê vir hom, die Here dag 1 al gehoor jou gebed, maar die magte het my teruggehou. Totdat die Here vir my hulp gestuur het, wat nou hulle terughou het, en toe kon ek deurkom. Wat vir ons wys, partykeer moet jy bid totdat die deurbraak kom. Bid totdat die deurbraak daar is. Moenie gou moed opgee in die kind van God. Kom ons leef in die krag van die Here. Ons het die krag van die Heilige Gees in ons lewens. En Jesus Christus is by u, hy gaan u nie los nie. Maak nie saak wat jou situasie is nie. Of dit nou medies, finansiëel, emosioneel, of wat ook al is. Ons het met 'n almagtige God, wat kragtige dade doen, en wat vol wonderwerke is. Ons aanbid 'n God van wonders. Amen. Kom ons sê die oor op ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade, dankie vir die liefde vir ons. Dankie dat ons vanaand kom gekyk het na hierdie 2 kragtige manne, profete wat opgestaan het in u naam, wat in u naam groot dinge gedoen het, wat deur die Heilige Gees gelei was om wonderwerke te doen. Ja, Here Jesus, en daai selfde Gees van u is vandag nog in ons. Help ons dat ons sal leer om in u krag te wandel, om deur u Heilige Gees te beweeg, en waar ook al ons gaan, dat u krag ons sal dra en versterk en ons sal lei. Heilige Gees, lei ons die pad wat ons moet stap. Dankie, Here Jesus Christus, vir u genade. Dankie dat ons kinders kan wees van u. Want u het ons vrygekoop en u het die Gees vir ons gegee. En daarvoor sê ons u baie dank. Aan u kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Ek wil nou voordat ons bid, of voordat ons sing, vra, is daar enig iemand vir wie ek 'n gebed kan doen? Is daar enig iets waarvoor ek julle kan bid? Kom ons bid vir mekaar. Die woord van God sê, as iemand siek is onder julle, laat hulle kom en na die ouderlinge hande opleen en vir hulle bid. Doen ons dit nou? Ons doen dit nie meer nie. Ons moet vir mekaar bid. En as ons seer het, of ons het pyn, of ons het siekte, kom en laat ons vir mekaar bid. Ek voel, sal ek nie kom staan. Ja. Ons op vraag, ek dit sal doen. Kom ons bid saam. Wat is vir jou hand bid? Sal naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons Vader, Here, ons loof en ons prys en ons aanbid U vanaand. Ons eer U, want U is die God van wonderwerke. Here, daar waar die mense kan U doen, ver buite ons kan dink of vra. En ons bring haar vanaand in die naam van Jesus Christus na U toe, Here. Hierdie dame, Here, ons bring haar na U toe. Here, U ken die pyn in hierdie arms. U weet wat die probleem is hier, Here.
En daarom kom ons vanaand, dit staat in die werke van die siel of vyand, Here, hy wat ons swak en moeg wil maak, ons wil siek maak en pyn verskaf, Here, om ons moedeloos te kry. Maar Here, ons breek elke band van die siel of vyand vanaand oor haar lewe in Jesus naam. Here, ons breek dit af, ons spreek die lewe en krag in hierdie arm, ons spreek genesing, Here, hier waar die kraak is, of waar die probleem op die senuweestelsel is wat pyn veroorsaak, Here, spreek ons krag en lewe, nuwe lewe in hierdie arm in, Here, volkome genesing en herstel. Ons eer U daarvoor, Vader, want U is die God van die hemel, wat alles gemaak het, Here. U ken daar beter as ons al ken, Here, en daarom bid ons vanaand vir ons, vra die seën van die Here oor haar af, oor hierdie liggaam van haar, dan van kop tot op sole, Here, dat U waarlik vir haar sal aanraak en elke plek van pyn en ongemak sal aanspreek nou, en dat die genesing sal vloei, Here, want U alleen doen dit. U is ons God en ons Vader, en ons eer U daarvoor in Jesus Christus naam vanaand, en ons dank U vir die lewe en krag wat in hierdie hand gaan terugsit, die genesing wat vloei, Here. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen en amen. Thank you, Lord Jesus. Okay. Excuse man. Sorry. Dat ons saam bid met vir my vroukie ook bid. O ja, sy het ook 'n probleempie. Dat ons daarvoor saam sal intree en vir die Here sal bid. Dankie Jesus. Saam van die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Van God, die Hemelse Vader. Here, ons sê vir U baie dankie vir ons vanaand.